Vir byna 'n dekade is Wikus Lamprecht, 'n elektromeganikus van die Vaal-driehoek, 'n dominante naam in die wêreld van reuse pampoene. Sy tamaai pampoen Liesbeth het in 2023 rekords by die Goliath van Gat pampoenfees laat spat met 'n ongelooflike gewig van 890 kg. Vanjaar bring hy egter iets anders, 'n reuse skorsie met die naam Sela. Ek groei pampoene as 'n stokperdjie al vir die afgelope 9 of 10 jaar so aan. En ja, hierdie jaar het ek 'n skorsie beplan om te groei, want my ander saadjies het nie lekker ontkiem nie en die enigste goeie saad wat te ontkiem het was dit nou die skorsie. So ons gaan nou hierdie naweek die inweeg hê by Goliath van Gat in Pretoria, Silverton omgewing, by die kar skou of iets in daai lyn. En ek is baie opgewonde om te sien wat Sela die skorsie gaan maak op die ou einde van die dag. Anders as sy vorige oranje kampioene, het Sela 'n groenagtige kleur. Gou, wat is die verskil tussen 'n pampoen en 'n skorsie? Verduidelik gou vir ons. Baie mense vra al die vraag, en hulle ken nie die verskil tussen 'n pampoen en 'n skorsie nie. En volgens die internasionale GPC reëls sê dit vir jou enige pampoen wat groen, grys of blou is, word geklassifiseer as 'n skorsie. Maar die oomblik as daar 'n kool, geel of wit of oranje binne die pampoen is of in die skorsie is, dan word geklassifiseer as 'n pampoen. So 'n pampoen, die Giant Atlantic is gewoonlik wit, geel of oranje en dan nou die squash of die skorsie afdeling, dit is net 'n ander variëteit, dit is nou maar jou blou, groen of grys, soos wat ons nou hier so het. Sela, vernoem na 'n misterieuse Bybelse term wat dikwels aan die einde van die verse in Psalms en Habakuk voorkom, simboliseer vir Wikus 'n oomblik van nadenke. Sela is 'n Bybelse 'n term, kan jy maar sê, wat gebruik word gewoonlik na 'n vers of so, wat 'n bietjie van 'n nagedagtenis het of 'n stil staanperiode of ding het om bietjie te oordink aan dinge. Dis ook om gedink in hierdie jaar toe ek nou die skorsie groei om iets anders te doen, om bietjie terug te flits na die jare wat verby is en so aan en al die suksesstories en al die hartseer stories wat saam met dit gekom het. En toe by myself, kom ons noem maar dan die pampoen Sela, want niemand weet regtig wat die woord beteken nie, maar dis nogal 'n misterieuse woord wat baie meer wonder en aanklank vind mee en ja, dis waar vandaan kom. Alhoewel hy moontlik nie vir prysgeld in aanmerking sal kom nie, hoop Wikus dat Sela 'n nuwe skorsierekord kan opstel. Hy skat haar gewig op sowat 655 kg, maar bly hoop vir verrassings. En die gewig, as jy nou so al 'n voorspelling kan maak, wat reken jy gaan sy haal op die skaal? Kyk, ek het seker 60 dae laas gemeet aan die pampoen. Maar ek het, as ek so vinnig kan gerame skat het, ek volgens so vinnig gemeet met die tape en so aan, en volgens die pampoen chart, kan jy sê, het sy 'n gewig hier van 655 kg. So sy kan min of meer gaan. Gewoonlik skorsies gaan bietjie minder as wat die chart sê, maar wie weet, miskien gaan sy my verbaas en gaan so bietjie meer, waar ons altyd oor hoop mos. Om reuse groente te kweek is geen maklike taak nie. Weerstoestande was vanjaar wisselvallig, met 'n kombinasie van uiterste hitte en swaar reën wat kwekers landwyd uitgedaag het. Ja, die seisoen het baie nat begin en toe kry ons hierdie groot hitte wat deurgekom het en dinge en dit het plant baie swaar laat kry, veral met die bestuiving en daaraan, en toe kry ons weer baie nat daarby en toe weer baie hitte. So dit was 'n baie wisselvallige seisoen gewees, veral vir die skorsie en goed, en dit het die blare opgevreet. As jy daai tipe wisselvalligheid het, dan loop die meeldou siekte en die witvlieg en steekvliee, alles in daai bedompigheid, dit spike net vinnig op en dis 'n groot uitdaging om dit onder beheer te probeer kry. Om Sela te vervoer gaan seker tergend wees. Op 'n Vrydagmiddag so 4:00 se kant, dan kry ek gou 'n paar vriende bymekaar
En dan het ek 'n gantry of 'n tipe A-frame wat dit noem. Wat ek nou met 'n chainblok ophaak, so ons trek die hele stoel hier om. Ons haak die pompoen of die squash met 'n tipe van 'n spinnekop web, wat jy so amper so 'n tipe visnet oortrek, maak hom onder vas en met 'n chainblok met die gantry, dan trek jy hom op en dan hoopelik pas die sleepwa onder die pompoen, want dis gewoonlik die probleem, die gantry wil omval of die pompoen wil nie hoog genoeg optel om die sleepwa in te kry nie. So dis 'n baie stresvolle storie daai, man. Dis 'n maak of breek, daai 160 dae van saaitjie tot hier waar jy nou kom, kan in 'n oogwink net 'n platval op die chainblok kan gly en jou pompoen is daarmee heen. Met meer as 50 inskrywings wat vanjaar by die Goliath van Gat Pompoenfees verwag word, bly die kompetisie straf. Sal Cela almal verras? Die antwoord wag op Saterdag 15 Maart by die Ou Motorklub in Silverton.